glo dis 2026. Welkom in die nuwe jaar. Voorspoedig in die nuwe jaar. Dankie, selfde. Enige groot verwagting of Nee, so? glad Elise is nie verwagtend nie. Gelukkig, nee. Ja, julle, ons is so opgewonde oor hierdie jaar en alles wat voorlê in 2026. Dis ook ons 10de bestaanjaar, so dis 'n groot jaar vir Impas gemeente. Ja. En as ek dink aan die afgelope 10 jaar en hoe die Here, jy weet, so goed was vir ons, is ek so opgewonde. En Ron, ek moet vir jou sê, elke keer as ons iets uit ons verhouding met Jesus Christus gedoen het, was al vrug gewees. Ja, verseker. Ek dink elke keer as ons eie ding probeer het, was dit 'n mislukking, of dit was moeilik, of dit was harder werk. Nou die bediening is harde werk, nê? Nee? Dis definitief, maar die Here se genade, ons wil saam met dit werk. En elke keer wanneer ons die visie, wat uit Johannes 15 uitkom, van Christus is die wingerdstok, ons is die lote, elke keer as ons ingeënt het en in pas geleef het met daai verhouding met Jesus, was daar was magic, en dis nie magic soos, jy weet, dis ons werk, ons pogings, ons bediening, ons manier kies, maar wat ook al, maar dis amazing hoe die Here mense gebruik in sy koninkryk. Dis vir my, en as ek dink net aan om God te bewonder, mekaar te bou, die wêreld te bereik, en hoe die Here ons weer eens uitnooi hierdie jaar om dit te doen. Ja, verseker, is vir my, ek is ook nou so 3-4 jaar nou al by Impas, en is vir my ongelooflik om te sien hoe die visie van om God te bewonder, mekaar te bou en die wêreld te bereik was, jy weet, aanvanklik is dit Impas se visie, maar later begin hy so groei en begin hy in te speel in jou eie lewe in. As ek dink terug aan vroeg in Desember het ons daai uitreike gehad en die dienste wat ons die afgelope tyd beleef het, dan word dit persoonlik vir 'n ou, as jy die mense sien, blom en floreer in hulle bediening, waar hulle uitreik na mense toe, mekaar bou en ondersteun, is dit vir my eintlik great. Ek dink as dit kom, Paul, by bewonder God, bou mekaar, bereik die wêreld, is dit, mens verstaan dit amper eers as jy na die teendeel kyk van dit. Dit verduidelik dit amper vir my die beste. Wat is die teendeel van bewonder God, bou mekaar en bereik die wêreld? Die teendeel daarvan is, soos die Engelsman sê, me, myself and I. En jy weet, in plaas daarvan om God te bewonder ek myself. Ek weet, dit klink nou, ons praat nooit so daaroor nie, maar ek is die middelpunt van my lewe. In plaas daarvan dat ek belê en beleggings maak in ander mense se lewens, draai alles net rondom my. Solank ek my lewe, my loopbaan kan bou, is dit genoeg vir my. En dan natuurlik, in plaas daarvan om 'n hand uit te steek na mense toe in nood, het ek altyd 'n verskoning, hoekom al groter nood in my huis is. Jy weet, so me, myself and I, seker die grootste ewel van 2026, hier is ons nou, nee, maar ja, ek dink vir my as dit kom by bewonder God, vat ons net weer terug, Adam en Eva se verhouding wat gebreek het met God, en jy weet, van daai punt af, hoe God geprobeer het om weer sy verhouding met ons reg te maak, en dit kon net gebeur deur Jesus. En is my so mooi, Hebreërs skryf dit so, het sê, ons het dit as 'n anker, dis Jesus. Hy sê, ons het Jesus as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is. So ons leef nie meer in 'n gebrokenheid, 'n insecurity is my mooi Engelse woord, van, jy weet, as ek en jy gebreek, ons verhouding met God gebreek, en dan breek alles. Jou verhouding met mense breek, maar ook jou selfbeeld breek. En dan probeer jy dit te oorkompenseer met jou ego. En dis waar die me, myself and I begin, die center of, jy weet, van jou wêreld te begin word. So, maar as Jesus die middelpunt van jou lewe is, die anker is van jou lewe. Deur die storms, deur moeilike goeters, bly hy ons anker. So in die eerste plek bewonder God, sê ons, hy is ons anker. Ja. Ek dink net hoe wonderlik dit vir my is hoe die Here ons bly geanker in hom en ons kan 'n verskil maak in ander mense se lewens. En ek dink toe ons nou begin bid en die Here se leiding vra vir hierdie jaar, toe die Here baie sterk met ons begin praat oor ons gemeenskap. Nie net, jy weet, dit wat in daai 4 mure gebeur op 'n Sondag nie, maar wat gebeur in mense se gesinne, wat gebeur in ons gemeenskap, wat gebeur in daai omgewing om ons, en spesifiek die wees, die weduwees, die armes, mense in die tronke, mense wat op straat leef. Hoe gaan ons hierdie anker bring na mense toe wat nie geanker is nie? Mense wat los is, mense wat ontwortel is, mense wat eintlik so verwaarloos is en seer gekry het.
hierdie woorde het net by my opgekom, Roan, dat ons hoef nie die wêreld te verander nie, maar ons kan iemand se wêreld verander. Yes, En ek dink jy het so einde van verlede jaar ook gepreek oor doen vir een wat jy wens jy vir almal kan doen en hierdie jaar is die uitnodiging so sterk na ons toe om te sê maar gaan na daai een toe. Vat die anker na daai een toe, vat Jesus na daai een toe. Yes, wat is jou een? Ek dink nog 'n teksgedeelte in Spreuke 11:25 sê hulle wat ander se dors les is self altyd verkook. Dit is so asof 'n ou dink, jy weet, ek moet alles wat ek het net vashou vir myself. Ja, me, myself and I, maar dis eers wanneer jy laat gaan, wanneer jy ander se dors les. Het sy dit in 'n klein groep is, ons het gaan baie moeite doen hierdie jaar met 'n klein groep en ek hoop elkeen van julle ook om betrokke te raak in ander mense se lewens, bou mekaar gedeelte, maar ook spesifiek by EOFees Laerskool. Ons wil sommer daai kindertjies daai klompie gesinne daar, is bietjie meer as 24 gesinne, wil 'n ou soort van begin aanneem en sê, weet jy wat, ons wil seker maak, daai kinders het ouds in die oggend om te eet en hulle begin hulle dag. Baie van hulle het nie kos by die huis nie en by huis Loerie, Tannie Betsy, nou die dag toe ons by die uitreik was, toe sê een van die ouens wat saamgekom het op die uitreik, toe sê hy so mooi, hy sê Tannie Betsy is my nuwe hero. Ja. En dit moet so wees, moet so wees. So die pad wat ons saam met hulle ook kan stap hierdie jaar en nog 'n klompie ander geleenthede ook by huis Harmoniehof by die ouete huis. Ons het net dadelik gelink met hulle en dis so lekker om 'n verskil daar te kan maak. En dan is daar nog so 'n paar verrassings wat vir ons voor lê hierdie jaar ook. Ja. En vir my is die wonderlike ding is ons hoef dit nie alleen te doen nie. So ek dink aan hierdie 1 Korintiërs 12 hier vanaf vers 7 af waar hy die gawes van die Heilige Gees vir ons gee en dis ook iets waarop ons gaan fokus in die eerste helfte van die jaar. Ek wil dit net vir ons net so vinnig noem die gawes. Hy sê hier die gawe van wysheid, die gawe van kennis, die gawe van geloof, van gesondmaking, van wonderwerke, van profesie, van onderskeiding, van tale, van uitleg van tale en maar wat hy sê is hy gee aan elkeen afsonderlik soos die Gees dit wil doen. En as ons onsself kan oopstel aan die begin van hierdie jaar, sommer nou die 1 Januarie, kan sê maar Here, ek wil ook 'n werktuig wees en ek wil ook gebruik word in die koninkryk. Ek wil geanker wees in Jesus. Ons bevestig vanoggend ons anker, ons verhouding. Ons is ingeënt in hom, maar ons sê ook, Here, ons kan dit nie op ons eie doen die werk deur ons kom vul ons met die Heilige Gees. Ja, ek hou baie daarvan, Paul, en om te sien hoe daai gawes begin werk deur jou lewe. Hulle sê mos wat is die belangrikste gawe wat daar is van al die gawes? En dis die een wat nou nodig is vir die situasie hier reg voor my. So hierdie is die jaar wat ons vertrou die Here dat elke persoon, elkeen van die gelowiges sal toegerus word om te floreer in daai gawe. Dit hoef nie vreemd te wees nie. Ons dink partykeer dis 'n vreemde Ghostbusters ervaring met die gawes, glad nie. Dit gaan oor liefde. Dit kom uit 'n plek uit en ek dink dis wanneer die kerk op sy beste is. Nie vir die show nie, nie vir die kameras nie, nie vir snaakse vreemde goeters nie, maar vir daai een persoon doen vir een weer eens om daai een persoon se wêreld se lewe te verander, die Here te vertrou vir 'n wonderwerk in iemand se lewe. Die Here het ons voorberei met die vrug van die Gees reeks. Om te sê ek bou op karakter. En nou wil ek vir julle die krag gee dat julle die karakter kan wys. Ons wil nie die krag wys nie. Ons wil dis God se krag. Ons kan nie in ons eie krag nie, maar ons wil graag die karakter wys en uitreik met liefde na mense toe. Great, Paul, ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed julle en ons wil saam bid oor hierdie jaar wat voor lê en ja, ek wil bid vir jou, maar ek wil bid ook dat elkeen van ons nie net sal dink in 2026 wat lê voor in my beroep en by my werk. Dis ons altyd wat ons dink. Maar laat ons sal dink wat lê vir ons groter voor. Jesus wat kom na die disippels toe en sê julle sal nie nou meer net vissers wees nie, julle is nou vissers van mense. En wat ook al jou beroep was, hulle beroep was vissers, maar laat hulle geaktiveer was om dit wat deur hulle daaglikse lewe, mense se lewens te kan raak. Ek dink dis waarvoor ons leef vir iets groter, julle, as net jou 8 tot 5 en wat jou loopbaan is. En ek weet elkeen wat ingeskakel is, elke lidmaat, elke gelowige
het 'n behoefte ook om 'n verskil te maak in iemand se lewe. So kom ons bid dat die Here dit sal aktiveer. Sal jy vir ons bid, Paul? Ja, natuurlik. Here, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar en ons wil vir U dankie sê, Here, dat U vir ons spesifiek iets beplan en iets groot beplan, Here, as ek so luister en ek hoor wat U wil doen en hoe U ons anker wil wees en hoe U ons wil gebruik en ons wil toerus en ons wil uitstuur, Here, dan raak ek so opgewonde, Here. Dankie vir ons gemeente en elkeen wat luister na hierdie woord. Here, dankie dat U ons opwek, Here, en ek wil sommer nou net kom bevestig, Here, dat ons is U kinders en U is ons anker, Here, en ons kan niks sonder U doen nie. Dankie vir die prys wat U betaal het. Dankie vir die uitnodiging om deel te wees van U wonderlike werk en bediening hier op aarde, Here, en maak nie saak wat ons doen en wat se beroep ons beoefen nie, Here, dat ons bediening deur daai beroep en deur ons gesin en deur ons gemeente en deur ons klein groep kan beoefen. Ek wil vra seën ons in hierdie jaar, Here. Ons het U nodig, Here. Ek bid ook vir mense wat ver dalk van U af voel of wat hartseer of gebroken is. Here, dankie dat U hulle kom vertroos en hulle hartseer kom stilmaak en dat U liefdevolle genade en teenwoordigheid in ons lewens kom uitstort, Here. Ons eer U daarvoor. Ons kom gee hierdie jaar vir U, Here, en ons vra kom vul ons met die Heilige Gees. Ons is so afhanklik van U, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Daar's hy. Dankie. Dankie.